vir altyd, God van die eeue, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer, kom U toe, o Heer. Ons is gebroken, U die geneeser, Jesus verlosser, redder en vriend. Ons vra die vrae, U is die antwoord. Ons die verdwaaldes, U is die weg. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer, kom U toe, o Heer. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer, kom U toe, o Heer. Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien. Dis 'n lekker vars nuwe oggend en ek hoop ook dat die Here ons saamkoms en ons saam wees vanmôre sal seën en dat sy woord vir ons baie vreugde en vrede, genade en hoop vanmôre sal bring. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin met ons eerste lied vir oggend, lied 514, en ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Ek weet verseker Jesus is Heer. Ek dink dit is belangrik dat ons dit vanoggend sing en bely. Dit is belangrik vanmôre, broers en susters, dat ons weet wie is Here van die skepping. Kom ons sing dit vanmôre, lied 514, vers 1 en vers 2.
Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. "Meneer," vra hy, "wat is die grootste gebod in die wet?" Jesus antwoord hom, "Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat." Ek gee nou 'n paar oomblikke, broers en susters, van stil gebed. As daar een ding is in ons wêreld wat ek dink die wêreld nodig het, is dit liefde. Ons praat baie van liefde. Ons as gelowiges roem baie op liefde. Maar tog is ons wêreld so honger na liefde en so skaars aan liefde. En ek wil vra, as ons vanmôre die wet van die Here hoor, wil ek vra in jou eie lewe, hoe leef jy liefde uit? Hoe leef jy liefde teenoor ander mense? Ek gee nou 'n paar oomblikke van stil gebed en ook selfondersoek. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Broers en susters, terwyl ons so sit, wil ek 'n oomblik gee vir skuldbelydenis voor die Here. Lied 245 vers 2. Ek was verlore in my sonde en van die goeie weg vervreem. Tog doen die Here aan my die wonder om my as kind terug te neem. Terwyl ons so sit, sing ons lied 245 vers 2 en vers 3. Ons skriflesing vanmôre, Genesis hoofstuk 9 van vers 8 af, en is op bladsy 18 in my Bybel. Baie bekende gedeelte, baie bekende verhaal, Genesis hoofstuk 9, en ons gaan saam lees vanaf vers 8. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, ons dankie dat ons vanmôre kan stil word in U naam. Ja, Here, ons kon vanmôre opstaan en 'n pragtige nuwe dag beleef. Ja, Here, die storms van die afgelope tyd en die geweldige reën is ons dankbaar voor. Maar Here, ook wil ons vanmôre vir U sê dankie vir hierdie sonskyndag. Dankie vir hierdie mooi dag wat ons ook vanmôre kan hê. En Here, ons ontvang dit uit U hand uit. En ons wil U loof en prys daarvoor. Here, ons dink aan elkeen vanmôre wat hier sit, wat nie hier is nie, wat kommer in hulle hart het, wat seer het in hulle lewe. Here, ons kyk na ons gebedsversoeke en ons dink aan almal wat siek is. Ons dink aan mense wat iemand aan die dood afgestaan het.
En Here, ons kan nêrens anders heen kom as na U toe nie. Want by U is daar rus en vrede. By U is daar hoop en krag. By U is daar vertroosting en liefde. En Here, ons wil vra vanmôre dat deur die woord U dit in ons harte sal skryf vanmôre. Dat deur die woord vanmôre ons harte ontvanklik sal wees vir die boodskap. En Here, dat ons ook vanmôre die reënboog kan raak sien. Maak nie saak hoe donker die storm is nie. Maak nie saak, Here, hoe vel die lewe ons behandel nie. Help ons dat ons ook vanmôre U reënboog kan sien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Genesis hoofstuk 9 vanaf vers 8. Verder het God vir Noag en sy seuns gesê: Kyk, ek sluit 'n verbond met julle en julle nageslag, en met al die lewende wesens by julle, die voëls, die makdiere en die wilde diere by julle, naamlik met al die wilde diere wat uit die ark uitgekom het. Ek sal my verbond met julle hou. Mens en dier sal nie weer deur die vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer 'n oorstroming wees wat die aarde so sal oorweldig nie. Toe het God gesê: Dit is die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle. 'n Verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld. My reënboog het ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek wolke oor die aarde laat saampak en die reënboog verskyn in hulle, sal ek dink aan my verbond met julle en al die wilde diere volgens hulle soorte. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens uitroei nie. Die reënboog sal in die wolke wees en wanneer ek dit sien, sal ek dink aan die ewige verbond tussen my en al die lewende wesens op die aarde. God het vir Noag gesê: Dit is dan die teken van die verbond wat ek tot stand gebring het tussen my en al die lewende wesens op die aarde. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, 'n baie bekende gedeelte. En ek wonder vanmôre as ons hierna kyk, hoeveel van ons het al werklik die verhaal van Noag in die Bybel gelees? Ons ken dit almal uit ons kinderjare uit en ons ken dit almal uit die kinderbybel uit. Maar ek wonder hoeveel van ons het regtig al na die verhaal van Noag in die Bybel gaan kyk, soos hy vanoggend is. Ek wil hê jy moet vanmôre saam met my so 'n bietjie verbeelding gebruik. Ek wil hê daar waar jy sit, moet jy jouself vanmôre 'n hele klomp 1000 jaar terug indink. Ek wil hê verbeel jou vanmôre, jy staan saam met Noag op die kruin van berg Ararat. Verbeel jouself, jy staan vanmôre saam met Noag daar. Die vloedwater het so pas begin wegtrek. Dis 'n pragtige blou oggend soos vanmôre en die reuk van reën en nat grond is nog in die lug. Jy luister mooi en dis tjoep, tjoep stil. Daar's nie 'n enkele stem nie. Daar's nie eers die geluid van voëls nie. Daar's nie die geluid van donderweer nie en daar's nie die geluid van druppels op die ark se dak nie. Dis tjoep, tjoep stil. Die storm is verby. En dan staan jy saam met Noag op die berg Ararat. En vir die heel eerste keer in jou lewe sien jy 'n reënboog. Vir die heel eerste keer in jou lewe sien jy die reënboog van God. En terwyl jy na die reënboog kyk en na sy kleure en dis die eerste keer dat jy dit sien, dan jou mond hang oop want jy kan nie hom toe kry oor die wow nie. Kom die stem van God uit die hemel uit en sê: Dit is die teken van my verbond tussen my en jou. Ek gee vir jou die reënboog as die teken van my verbond tussen my en jou. Broers en susters, wat ek nie sou wou gee om daardie dag saam met Noag op berg Ararat te staan
en vir die eerste keer die reënboog te sien nie. Het jy al gesien hoe 'n reënboog, daar is net iets verruklik aan 'n reënboog. Hoeveel keer in u lewe het u al 'n reënboog gesien, maar wanneer jy 'n reënboog sien, baie keer sal ons in die motor ry, ons sal tot ons kinders wakker maak om te sê, "Wow, sien jy daai reënboog?" Kan jy jou indink, hoe moes dit gevoel het, daai eerste dag, na 40 dae se reën en stormweer en donderweer in die ark, dit raak droog na 'n paar dae, en Noag sien vir die eerste keer die reënboog, en dan God wat sê, dit is die teken van die verbond tussen my en jou. Nou broers, is die laaste paar dae, die laaste paar weke, was 'n moeilike tyd vir baie van ons lidmate in Bethlehem Wes, in Bethlehem, in die Vrystaat en in die land. Vir baie lidmate, broers en susters, het dit gevoel asof die reën nooit gaan ophou nie. En die reën wat verby is die afgelope tyd, dink ek het baie lidmate bekommerd gehad. Baie skade is aangerig en dit het baie vrae in mense se harte nagelaat. Ek wil terugblaai 1 bladsy in Genesis op 'n dag toe dit ook so baie gereën het. Op 'n dag toe dit nog meer gereën het. En 'n mens voel partykeer in daai situasie gaan dit ooit ophou reën, en ek wil terugblaai na Genesis hoofstuk 6 vers 5 toe. Hier is half die begin van die groot verhaal van Noag. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mense op die aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mense wat ek geskep het, wegvee van die aarde af, mens en dier, ook die wat kruip, die voëls, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Dis die rede van die vloed van Noag. Die rede waarom God die vloed van Noag stuur, broers en susters, is omdat die mens so verdorwe geraak het in sy sonde, so volhard het in sy sonde, so weggedryf het van die Here, dat die Here gegrief geraak het, dat die Here bedroef geraak het, dat die Here spyt geraak het, dat hy die mens geskaap het. Vir my is dit 'n baie hartseer verhaal, dat mense die Here so kan bedroef. En ek het die laaste paar weke baie gewonder, broers en susters, was hierdie oordadige reën wat ons beleef het, nie 'n manier van God om ons weer terug te trek na hom toe nie? Was die baie reën wat ons beleef het, en dalk het die ander storms in die lewe, broers en susters, is dit nie dalk 'n manier vir God om te sê, kom terug na my toe nie? Hy het dit in Noag se tyd gedoen. Hoekom sal hy nie vandag storms in ons lewens gebruik om ons weer na hom toe terug te trek nie? Wees eerlik vanmôre, broers en susters. Het ons nie 'n bietjie arrogant in ons lewe begin word nie? Het ons nie so bietjie van God begin wegbeweeg in ons lewe nie? Het ons nie so bietjie ondankbaar geraak en die genade van die Here begin miskyk in ons eie lewens nie? Alles as vanselfsprekend begin aanneem in ons lewens. Het ons nie ook maar so bietjie soos in Noag se tyd in morele en etiese waardes verder en verder van die Here begin wegdryf nie? Was dit nie dalk nodig vir die Here om ons weer nader te trek aan hom nie, broers en susters? Vra jouself daai vraag af. Dis nie jou buurman of jou buurvrou se skuld nie. Vra jouself af, was dit nie weer tyd dat die Here ons nader trek nie? En ek wil iets sê vanmôre wat my dalk in groot moeilikheid kan bring. Maar ek glo dit is waar. Die Here is baie meer besorg oor jou siel as oor jou balansstaat.
Die Here is baie meer besorg oor mense se siele as oor hulle bankrekeninge. En dit is wat ek wonder vanmôre. Is die storms waardeur ons in die laaste tyd in ons lewe gegaan het, nie dalk weer 'n manier van die Here om ons nader te roep aan hom nie. Maar dan Vrydag, wat verby is, het ons weer die reënboog gesien. Ek weet nie wie van u het gesien hier aan die einde van Saterdag en Vrydag en Donderdag en Vrydag nie, maar Donderdag en Vrydag het ons weer die reënboog van die Here gesien. En daarmee het die Here gesê, ek het nie moed opgegee met julle nie. Ek is nie klaar met julle nie. Ek het nie in my liefde vir julle verkoel nie. Hier is my reënboog. Dalk is dit nodig dat ek iets dramaties doen om julle nader te trek aan my, maar hier is my reënboog weer. En dit is hoekom die tema van vanmôre se preek is, ek sien die reënboog. En ek wil hê ons moet kyk na die 4 sake wat die reënboog vir ons bring vanmôre. 1. Die reënboog is 'n toets. 2. Die reënboog is 'n teken van God se genade. 3. Die reënboog is 'n teken van God se verbond. En 4. Die reënboog is 'n waarskuwing, 'n herinnering, 'n roep. En ek nooi hier, kom ons kyk vanmôre na die reënboog as 'n toets vanmôre. Toe ek op skool was, en ek dink baie van u het so 'n onderwyser gehad, het ons 'n biologie onderwyser gehad. Hy was regtig 'n great mens en hy was regtig 'n goeie onderwyser, maar hy het 'n gewoonte gehad waarvan ek niks gehou het nie. En sy gewoonte was, hy het daarvan gehou om vir ons in biologie onvoorbereide klastoetse te gee. Nou broers en susters, ek weet nie watter skoolkind in hulle sosiale lewe nog tyd het om te leer vir onvoorbereide biologie klastoetse nie. Ek het dit nooit gehad nie. Ek het 'n biologie klastoets gehad, want ons het nog pak slaag gekry in ons dae. En ek het baie keer gedink, hy het net vir ons die toetse gegee, net om vir ons seuns 'n goeie en 'n warm pak slaag te kon gee as ons die toets dop. Inteendeel, ek het nooit van toetse in my lewe gehou nie. En veral nie van onvoorbereide toetse nie. Ek het nie van toetse gehou waar jy nie kon gereed wees en voorbereid wees vir die toets nie. En hoeveel sulke toetse is daar nie in ons lewe nie? Ek self het nie van toetse gehou nie. Maar hier is die ding in Noag se lewe. Voordat Noag die reënboog kon sien, moes God eers 2 goed in sy lewe toets. Voordat God vir Noag die reënboog kon wys, moes hy 2 goed toets in sy lewe. 1, sy geloof. En 2, sy gehoorsaamheid. God wys nie eers vir Noag die reënboog en dan sê hy vir hom bou die ark nie. God toets 2 goed by Noag voordat hy die reënboog wys. Geloof en gehoorsaamheid. Hoe het u in die toets van die storms gevaar die laaste tyd? In hierdie reën. In ander storms in die lewe. As dit 'n toets is van geloof en gehoorsaamheid in jou lewe, hoe het jy gevaar in hierdie toets? Wees eerlik. Was daar in die storms van jou lewe dalk 'n oomblik of 'n dag waar jy God verkwalik het? Was daar 'n oomblik in die storms van die lewe waar jy God verwyd het vir die toestand en die omstandighede waarin jy verkeer? Het jy ooit al een van jou gebede begin met die woorde, Here, as U my dan liefhet, hoekom doen U dit aan my? Was daar dalk in hierdie storms van jou lewe 'n oomblik gewees waar jy God betwyfel het? Dalk sy bestaan en gesê het, as U dan die Here is, waar is U? Ons kry skaam om dit te erken, broers en susters, maar hoeveel mense bid dit nie? Kyk en sê, as daar dan 'n Here is, hoekom hou dit nie op reën nie? As daar dan 'n Here is, hoekom hou die hartseer en die pyn en die vernedering nie op nie? Voordat Noag die reënboog kon sien, moes die Here eers sy geloof
en sy gehoorsaamheid toets. Ons kan dit gaan lees. Nou, daar's 'n paar feite oor Noag wat ek net wil noem vanmôre as ek dit sê. As stawing, dat voordat jy die reënboog in jou lewe sien, jy eers getoets word. Nou, ek weet nie wie ken die verhaal van Noag baie goed nie. Dit is 'n ongelooflike verhaal. Nou, Noag het gebly in die area tussen die Tigris en die Efraatrivier in Mesopotamië. Ons ken dit vandag as die moderne Irak. Dis waar Noag gebly het. 'n Area wat nie ryk is aan reënval nie. Daar's nie verskriklik baie vloede nie, en tog sê God vir Noag, bou 'n ark. Die ander interessante ding is Noag is 500 jaar oud. Nou selfs in Noag hulle se tyd was dit 'n bejaarde ouderdom gewees. 500 jaar oud toe die Here vir Noag sê bou die ark. En dan bou Noag vir 100 jaar lank aan die ark. Broers en susters, ek het nie eers die geduld om 'n maand lank aan sekere projekte te werk nie. Noag en sy 3 seuns bou 100 jaar lank aan die ark. Kan nie dink aan die bespotting. En dan vat dit nog 40 dae se reën en die wegtrek van die water voordat Noag die reënboog sien. Die eerste belangrike ding wanneer ons die reënboog sien, is God toets eers jou geloof en jou gehoorsaamheid voordat jy die reënboog sien. Ons sien baie keer net die wolke. Ons sien baie keer net die donderweer. Ons sien baie keer net die stormwind en die waters wat ons wil verswelg. Maar God toets eers jou geloof en jou gehoorsaamheid voordat jy die reënboog sien. Maar die belofte is daar. Die reënboog kom. Tweedens, die reënboog is 'n teken van God se genade. Ek onthou as 'n klein seentjie het my pa my altyd vertel, aan die einde van die reënboog is daar 'n pot goud. Ek weet nie wie van julle het ook met daai verhaal groot geword nie. En as 'n jong seentjie glo jy wat jou pa jou vertel. En ek het vir baie lank geglo, as jy die einde van die reënboog kan kry, dan gaan jy daar 'n pot goud kry. En jy ken die ou verhaal van dis die pot goud van die leprechaun, die kaboutertjie se pot goud wat daar is. En as jy die einde, die punt van die reënboog kan kry, gaan jy hierdie pot goud kry. Nou, ek weet nie wie van u het al ooit in die lewe probeer om die punt van die reënboog te kry nie. Toe ons kinders was, het ons dit baie probeer doen. Die ding is, hoe meer jy probeer om nader aan die reënboog te kom, hoe verder voel die reënboog heeltyd vir jou weg. So, hoe meer jy probeer hardloop na die reënboog toe, hoe verder skuif die reënboog van jou al weg. Maar die werklikheid is, dit is nie die boodskap van die reënboog nie. Maar daar is wel 'n pot goud aan die einde van die reënboog. Weet nie of weet jy dit nie? En dit is dalk wat ons vir ons kinders moet leer. Want daar is 'n werklike pot goud aan die einde van die reënboog. En daardie pot goud is die kruis van Jesus Christus op Golgotha. Die reënboog strek van Genesis 9 af, reg deur die woord van God, tot by Goeie Vrydag, broers en susters, en Opstanding Sondag. En daarom, God, lees ons hier in Genesis, wou die wêreld verdelg. God wou die mense van die aarde afvee as gevolg van die goddeloosheid van die mensdom. En ek dink nie ons wêreld is minder goddeloos nie. Inteendeel, ek dink ons wêreld het net meer en meer goddeloos geword. Ons het al hoe fyner in ons goddeloosheid geword. En tog oorstrek die reënboog ons wêreld vandag nog na die pot goud aan die einde van die reënboog, God se genade aan die kruis van Jesus Christus. Broers en susters, as jy jou kinders wil grootmaak, hou op om hulle te vertel dat daar 'n pot goud aan die einde van die reënboog is. Sê vir hulle daar's 'n kruis aan die einde van die reënboog, want die reënboog is God se teken van genade. Dis nie 'n mitiese figuur van 'n leprechaun of 'n kaboutertjie nie. Die reënboog is God se teken van sy genade op die kruis op Golgotha. Nog 'n paar interessante feite oor Noag. As ons praat oor die genade van God, en is hier waar wanneer ek na hierdie verhaal kyk, my hart begin bokspring van opgewondenheid.
Jy weet toe Noag die ark klaar gebou het en die eerste druppels begin val, ons Afrikaans vertaal dit nie so mooi nie, maar die oorspronklike taal sê, God het vir Noag gesê, kom in die ark in. As ek by die huise deur staan en ek sê, kom in, dan staan ek binne. As ek vir jou sê, gaan in, dan staan ek buite. God sê vir Noag, kom in die ark in. Ons sê baie keer vir mekaar, ons is in dieselfde boot, wanneer die storms van die lewe tref. Ons sê baie keer, ons is almal in dieselfde boot in hierdie lewe, dis snert, ons is nie in dieselfde boot nie. Ons is in dieselfde storm in hierdie lewe, broers en susters. Ons is nie in dieselfde boot nie. Dit hang af wie saam met jou in die boot is. En dis Jesus. Dit maak dat jou storm anders is. As jy besef dat die Here Jesus Christus die een is wat vir jou sê, kom in die ark in. Maak nie saak hoe die storm lyk in jou lewe nie. Maak nie saak vir hoeveel dae dit reën nie. Kom in die ark in. Die tweede ding, God het die deur agter Noag self toegesluit. Wonderlik. God self sorg vir die veiligheid binne die storm vir die mense en die diere in die ark, want God self sluit die deur van buite af toe. En derdens, God gee vir Noag 'n baie interessante en 'n waardevolle opdrag toe hy die ark bou. Hy sê vir Noag, smeer die ark met pik. Nou hierdie pik, ons almal weet, is dit wat die ark seël, wat maak dat die water nie kan inkom nie. Maar die interessante is, in Levitikus 17 word dieselfde woord gebruik wat ons met pik vertaal. En daar word dit vertaal met verlossing. So die pik waarmee die ark geseël word, is letterlik dieselfde woord van die woord verlossing. God sê vir Noag, smeer verlossing aan die ark. En dit is hoekom die reënboog 'n teken van genade is, want Jesus se bloed is die pik, die verlossing wat jou red teen die dood. Die oordeel van God. Dit wat die water was. En dit is waarom dit genade is. Dis waarom die reënboog 'n teken van God se genade in jou lewe is. Nie noodwendig van 'n sterk bankrekening nie. Nie noodwendig van 'n uitgebreide bateregister of 'n balansstaat nie. Want God is meer besorg oor jou siel as enigiets anders. En daarom gee hy sy reënboog vir ons as teken van genade. Derdens, 'n teken van sy verbond. Ek het dit al baie gesê en ek hoop om dit nog vir baie jare baie te sê, daar's twee goed wat God nie kan doen nie. Twee goed wat vir God onmoontlik is. Een, God kan nie ontrou wees aan 'n belofte wat hy maak nie. En twee, God kan nie ontrou wees aan sy eie karakter nie. God kan dit nie doen nie. Nou broers en susters, as ek 'n waarborg aan jou gee, as ek en jy 'n kontrak met mekaar sluit en ek lewer 'n waarborg, die waarborg is net so goed soos die een wat die waarborg gee. As ek nie die backing het om die waarborg mee te back nie, beteken die waarborg niks. As ek vandag begin met 'n besigheid en ek gee vir jou 'n waarborg, maar môre sluit ek my besigheid, beteken my waarborg niks. Die legitimiteit, die waarde van God se waarborg is gesetel in die een wat die waarborg, die verbond gee, en dit is God. Lees weer hierdie belofte. Lees weer hierdie waarborg. Lees weer hierdie verbond wat hy met jou sluit. Hy sê, toe het God gesê, dit is die teken van my verbond tussen jou en die wilde diere en al die diere. My reënboog het ek vir jou geplaas in die hemel, in die wolke. Elke keer as jy na die reënboog kyk, maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie, of dit fisiese storms in jou lewe is, en of dit emosionele storms is, as jy na die reënboog kyk, sê God, onthou, ek het 'n belofte aan jou gemaak. Wat beteken hierdie belofte? Wat is die belofte se inhoud? Die eerste een is,
ek sal vir jou sorg. Dis die belofte van die Here. As ons vra, Here, gee my vandag ons daaglikse brood, glo jy dat die Here sal voorsien? Glo jy dat die Here sal sorg? Die dag toe die Here die reënboog in die wolke sit vir Noag, sê hy vir Noag, Noag, ek sal vir jou bly sorg. Hoe lank het ek nie vir jou bly sorg in die ark nie? Het jy al ooit gedink, waar moes al die kos vandaan kom? Hoe groot moes die ark wees? Hoe die Here vir hulle gesorg? Ek weet nie, maar die Here het vir hulle gesorg. So die eerste teken van die reënboog in jou lewe is God wat sê, my verbond verbind my daartoe dat ek vir jou sal sorg. Ek sal jou daaglikse brood gee. Here, maar ek wil nie daaglikse brood hê nie. Ek wil 'n blinker motor hê. Ek wil meer luksheid in my lewe hê, Here. Jy sien, dis baie keer waar ons die Here se genade verwar. Ons maak dit op ons voorwaardes en terme. Die reënboog sê, ek sal vir jou sorg. My versorging is daar. Dis my verbond. Die tweede ding wat hy sê, is hy sê, ek het jou voorsienigheid in gedagte. Ek sal voorsien wat jy nodig het. Gaan lees Romeine 8 vers 28. God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Dis 'n verbondsbelofte van die Here. En jy kan die een wat die verbond sluit, kan jy vertrou. Die Here weet wat jy nodig het. Die Here weet wat jy gaan nodig hê. En daarom sê die Here, die reënboog is 'n teken van my voorsienigheid in jou lewe. Voorsien beteken, ek sien vooruit. Ek sien nie net nou en hier nie. Jy mag dalk nou dink, ek het dit of dat nodig. Maar die Here se voorsienigheid beteken, hy sien vooruit. Wat jy nodig het vir die redding van jou siel. Derdens, dit gaan oor die Here se teenwoordigheid. Die Here wat sê, ek is by jou. Die Here wat sê, ek het jou in my hand vas, wat vir jou sê, kom in die ark in. Toe hy vir sy disippels sê, kom ons gaan na die oorkant van die meer toe. Die reënboog is 'n teken van sy verbond. En dit is die belofte wat die Here maak. Dis nie net 'n mooi gedagte nie. Die Here verbind hom met 'n verbond aan jou om te sê, ek sal by jou wees in die storm. Maak nie saak hoe die donderwolke saampak nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Die Here sê, kyk na die reënboog. Ek maak 'n verbondsbelofte aan jou en ek kan nie ontrou wees aan my karakter nie. Ek kan nie ontrou wees aan my belofte aan jou nie. Dis wat verbond beteken. En dit kom van ek is af. Toe Moses vra, wie moet ek sê het my gestuur? Sê die Here, ek is het jou gestuur. Dis jou God, broers en susters. Dis hy wat homself met 'n verbond aan jou verbind en vir jou en my die reënboog gee om dit aan ons te bevestig en te herinner. Laastens, die reënboog is ook 'n waarskuwing. Die reënboog is ook 'n herinnering. Die reënboog is ook 'n roep. Die reënboog is 'n herinnering aan ook dat God vir die mens skaam was. Die reënboog is 'n herinnering aan wat gebeur het in Noag se tyd. Maar ook aan die belofte van die Here dat dit nie weer sal gebeur nie. Maar is ook 'n waarskuwing, broers en susters. En ons moet vanmôre met hierdie waarskuwing uitstap. Die reënboog is 'n waarskuwing om te sê, Jesus Christus kom weer. Is jy gereed? Moenie onkant gevang word soos die mense in Noag se tyd nie. Daar was nie waarskuwing nie. Die volgende oomblik het die reën uitgesak. Die reënboog is daar om jou te waarsku en my te waarsku. Jesus kom weer. Is jy gereed? Ek sluit af. Ek sien 'n reënboog. Ek sien vanmôre 'n reënboog van God se genade.
Ek sien vanmôre 'n reënboog van God se verbond met my. Ek sien vanmôre 'n reënboog ook van God se waarskuwing. Amen. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader. Here, dit is nie maklik om getoets te word nie. Here, dit is nie maklik om onvoorbereid getoets te word nie. Maar Here, deur die toetse van die lewe kom openbaar en ontbloot U ons geloofskarakter en geloofsverhouding met U. Vergewe my as Rian, Here, as ek die toets gedop het. As ek U begin verwyd het, Here. As ek U begin verkwalik het, as ek gedink het dat U nie beter weet nie, Here, as ek weggedryf het van U af. Here, vergewe my as ek nodig gehad het om nader getrek te word. Maar dankie dat U nie my wegstoot nie. Dankie dat U ons nie verdelg nie, Here. Dankie dat U liefde nie vir ons afkoel nie. Dankie dat U reënboog in die hemel en die wolke weer verskyn het om ons te herinner aan U genade en in besonder Jesus Christus aan die kruis. Dankie dat U reënboog verskyn het om ons te herinner aan U verbondsbelofte wat U gemaak het aan my. Maar help my ook om die waarskuwingsklokke te hoor vanmôre. En Here, as ek my lewe moet regkry, dat ek dit vandag doen. Ek sien 'n reënboog. Ek sien hom duidelik. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af met hierdie lied. Vreugde, vreugde, juig van vreugde, want ons Heiland het verrys. Dis Vonklied 5 vers 1 en 2. En as ons vanmôre na die reënboog kyk, soek ons nie 'n pot goud van 'n kabouter aan die einde van die reënboog nie. Hierdie is ons pot goud. Die vreugde van die oop graf, die vreugde van die kruis. Dit is ons goud, want dis die goud van die ewige lewe. Kom ons sluit vanmôre af. Ons dink aan die reënboog vanmôre wat tot by die kruis en die graf van Jesus strek. Kom ons staan, Vonklied 5 vers 1 en vers 2. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.